Van die Here vanmôre by 1 Petrus hoofstuk 3. Petrus hoofstuk 3, dis so aan die agterkant van die Bybels, net so kort voor Openbaringe. Ons lees saam vanaf vers 8. Hy sê eintlik, wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelikheid. Vergelf geen kwaad met kwaad of skildwoord met skildwoord nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. Want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is, en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. Hy moet afwyk van wat verkeerd is, doen wat goed is. Hy moet vrede soek en dit najaag. Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebede. Maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. En wie is dit wat julle kwaad sal aandoen, as julle navolgers is van die goeie? Maar as julle ook moet ly, ter wille van die geregtigheid, salig is julle. En vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie. Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van jou rekenskap eis omtrent die hoop wat daar in julle is, met sagmoedigheid en vrees, met behoud van 'n goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle beskaamd mag word, want julle lewenswandel in Christus belaster. Wat is dit beter as die wil van God dit eis, dat julle ly wanneer julle goed doen en wanneer julle kwaad doen? Net tot sover. Hemelvader, baie dankie dat ons die woord in ons eie taal vanoggend kan open, dat ons dit kan lees, dit kan verstaan, en Here, dan het ons die keuse om dit te gaan toepas of om dit van ons af weg te skuif. Dankie dat ons die geleentheid het om met mekaar oor dit te kan praat. Wil U die woord vanmôre kom vasmaak in ons harte, en U in ons harte kom inspreek. Here, dis 'n voorreg om in die huis te wees vanmôre. En ons dankie vir dit. Hemelvader, seën dit ook vanmôre, en ons vra dit in Jesus naam. Amen. Wat lê nog voor? Wat lê vir jou voor? Wat sou jy gedoen het as jy geweet het wat vir jou voorlê? Voorberei. Of wegvlug. Nee. Maar ek en jy weet nie wat môre inhou nie. Ons kan beplan. En ons moet ook. Maar weet julle wat vir my kosbaar is, as ek na hierdie boek van Petrus kyk, 1 Petrus kyk, en ons sien, en ek vat vir julle terug waar ons begin het, ek sê, Petrus het hierdie 'n brief geskryf aan die gemeentes in die weste van Klein-Asië. Dis waar Paulus se sendingreis was, dis waar mense tot bekering gekom het, en ons sien hoe dat Petrus vir Paulus kom opvolg, en hierdie mense besig is om hulle te onderrig oor die pad wat hulle met God moet stap. Weet julle, en dan is dit vir my net so wow, want dit is wat ons vandag ook moet doen. Here, help vir ons, gee vir ons leiding oor hoe ons die pad van God moet stap. Ons het die woord van God, en ons kan daaruit lees. Maar Petrus kom staan stil, en hy kom spreek met hierdie gemeente spesifiek. Hy is besig om hulle voor te berei, om die pad van God te stap. Petrus se uitgangspunt, mense, en dit is wat ons in hierdie tyd en in hierdie land nodig het, is optimisme en positiwiteit. Ek het Vrydagoggend
by jou jong man en 'n jong vrou gestaan, wat besig is om hoop te verloor. Want hulle is besig om teen die omstandighede om hulle vas te kyk. Ek sê, Here, ons het nodig om positiwiteit te sien, positief te wees en dit uit te dra. As ek en jy sê ons is 'n kind van God, het ons nodig om 'n positiwiteit hier in ons hart te hê. En dit is wat Petrus mee besig was, om hierdie gemeente te begelei, om dit so te kan uitleef in die tyd. Was daar vervolging daar gewees? Baie meer as wat ons het. Ons weet dat statistieke sê, dat 2016 was die jaar waarin die kerk nog die meeste ooit vervolg was. Die bekende kerk van Jesus Christus in 2016, nie 16 na Christus nie, 2016 na Christus, is die kerk die ergste vervolging ooit beleef in die bestaan van die kerk. Ek en jy dit nie beleef nie. Mense staan nog steeds op en hulle besluit, ek gaan nie kerk toe vanmôre nie. Ek het God nie nodig nie. Mense, as ons net na dit kyk, dan weet ons, ek en jy kan nie in die oggend opstaan as ons nie aan God kom vashou nie. As hy nie vir ons kom deur ons daar help nie. As ons hoor van plaasmoorde in hierdie maand alleen, dan is dit skrikwekkend. Maar in dit moet ek en jy opstaan en ons moet positief bly, omdat Jesus Christus opgestaan het, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, waarvan hy gaan terugkom om sy kinders te gaan kom haal. Dis die goed wat vir my en vir jou 'n opgewondenheid in ons hart moet gee, om in die oggend op te staan, midden die uitdagings wat ons het, om ons dagtaak aan te pak, om te weet, ek is nie alleen vandag nie. God is met my. God gaan vir my krag gee. God gaan vir my bystaan. Hy gaan vir my vooruit trek. Ek en jy wil graag die beste ervaar. Is dit nie so nie? Maar dit help nie. Ons sit net en ons sê vir mekaar, hierdie is 'n mooi pad. En hierdie is 'n pragtige pad. En om ons gebeur al die slegte dinge nie. Ek en jy moet ook voorbereid wees hoe om dit te hanteer. Dat wanneer dit kom, dat ons dit kan hanteer. Petrus gee vir ons in hierdie gedeelte 'n paar riglyne. En ek wil by 3 van hulle gaan stil staan. Die eerste een van dit is, dat ek en jy het nodig om 'n Christus liefde aan te leer. En dit is nou 'n vreemde ding om vir 'n verliefde paartjie te sê, julle moet liefde aanleer, né? Want hulle is mos lief vir mekaar. Liefde is 'n besluit. Dit is nie 'n gevoel nie. Ek en jy het nodig om 'n besluit te neem. Dit sê ons is lief vir God. Ons het nodig om daardie liefde aan te leer. Mense, en dit is 'n tema wat Petrus baie in sy geskrifte kom aansny. Hoekom? Het Petrus liefde gehad? Of het Petrus liefde aangeleer? Ek het so 'n paar weke terug vir julle vertel toe ons in Houtbaai, ek en Lily daar op die kaai afgestap het en ons hierdie harde seemanne by die bote gesien werk het. En ek het so gesit en dink oor dit om te sê, dit is hoe die disippels van Jesus was, harde manne. Manne wat nie skaam was om te werk nie. Petrus het nie liefde gehad. Hy het nodig gehad om dit aan te leer. Petrus het eers gedoen en dan gedink. Nee, ons kan nou baie name vir Petrus sê, Spoleris en wat is hierdie goed alles, nee. Slotsom is Petrus het gedoen en dan gedink. Hy het eers Malgasse oor afgekap en dan gedink, toe Jesus met hom praat, wat het ek nou gedoen? Toe Jesus Malgasse oor teruggesit het en hom genees het.
Petrus het nodig gehad om liefde aan te leer, en dit is juis hy wat sê, wat hierdie temas kom aanspreek in sy geskrifte, om vir ons as aanhoorders van God se woord te leer, om te sê, ons het nodig om God te leer liefkry. Ons het in die proses nodig om God se liefde te ervaar. En jy kan eers liefde uitgee wanneer jy liefde ontvang, né? Ek en jy kan eers praat van God se liefde wanneer ons daardie liefde in ons lewens ervaar, en dan kan ons van daar af uitstap en ons kan sê, Here, help U vir ons om dit te gaan hanteer en dit uit te leef. As ons na Romeine 13 toe gaan, sê hy vir ons in vers 8, wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. Want hy wat 'n ander lief het, het die wet vervul. En hy verder, hy sê, want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen ander vals getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al word in hierdie woord saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Dit is Paulus wat dit aan die gemeente in Rome skryf. Weer kom ons terug na die liefde toe. Liefde word deur verskillende handelinge en aksies uitgebeeld. Ons kan praat van eenheid. Eenheid kom wanneer daar liefde is. En dan praat ons nie van eensgesindheid nie, né? Daar's 'n verskil tussen eenheid en eensgesindheid, want daar kan eenheid wees, maar daar is nie noodwendig eensgesindheid nie. As ons vanmôre sekere temas hier aansny, gaan ons kry dat ons van mekaar verskil oor hoe ons dink oor sekere aspekte. D.L. Moody het 'n evangelisasie aksie gehad wat hy effektief beoefen het, en iemand het vir hom gesê, ek verskil van jou. En D.L. Moody het vir hom gesê, weet jy, ek is oop vir oortuiging en vir oorreding. En toe vra hy vir die man nou, as jy nou sê, myne is verkeerd, sê vir my, wat doen jy? Nee, hy sê nie, ek het eintlik nie 'n plan. Sê D.L. Moody vir hom, want totdat jy 'n plan het, sal ek aangaan met dit wat ek kan doen, en hoe ek dit doen. Eenheid, eensgesindheid. Hulle het verskil oor die wyse, maar daar was nie 'n alternatief aangebied oor hoe dit gedoen moet word nie. Die belangrikste is dat 'n mens iets doen. Dit doen nie alles reg nie. Maar God lei en bestuur vir ons ook, om goed baie keer op 'n manier te doen wat ons self ontstaan en verwonder oor dit. Liefde het 'n verskillende uitvloeisvorme, meegevoel, simpatie. Ek gaan nie meegevoel en simpatie hê as ek 'n harde hart het. As daar nie liefde in my hart is nie, gaan ek moeilik by die goed uitkom. Dis nou sommer vir ons so 'n barometer, né? Moet sê, waar staan ek en jy met dit? Ons leef in 'n wêreld waar ons oorweldigende slegte nuus kry. Tog het ek en jy nodig om meegevoel te hê. Mense, ons raak vereeld met al die goed wat ons oor die nuus hoor. Julle verstaan wat vereeld beteken, hè? Ons word hard. Ons hoor, maar ons hoor nie meer nie. Ons sien, maar ons sien nie meer nie. Mense, God het nodig om in ons harte te kom inspreek. Nog 'n uitvloeisel van dit is nederigheid. Eenvoudig.
Nederigheid, sommer die eerste beginsel van nederigheid is ag die ander een hoor as jouself. Ek en jy, wanneer ons Christus se liefde in ons hart het nodig om ongelowiges lief te hê. Is dit maklik as iemand iets verkeerd doen? Weet julle, ek vat dit terug en ek dink toe ons 'n kamp gehad het, seekamp gehad het, as Gawie nou hier was, dan kon hy so 'n bietjie met julle gedeel het. Ek praat hier van 95, 96, het ons 'n seekamp gehad. Ons het altyd so 70 kinders met groepies gehad en Ibe en Theresa was altyd deel van die seekamp en hulle was in hierdie groepies. En ek en Lily word die nag 2 uur wakker, toe sê 'n verskriklike geraas buitekant. Ons het daar in Pennington op die HJB kampterrein gebly. En toe ek uitgaan, toe sien ek maar die klomp jong manne wat in die kamp is, die man onderhande. Toe het hierdie man die kamp ingekom en een van die dames leiers uit die kamer uitgesleep en hy was op pad af met die terrasse af met haar na die bosse toe. En hierdie manne, hulle het nog nie mooi verstaan van baie liefde nie, hulle het hom baie hardhandig behandel op daai stadium. Die polisie het hom kom wegvat. Ek het die volgende dag was ek in Werner Schulz, ek dink hy's in Helderberg NG Kerk vandag, het ons met die jong man gaan praat in die polisiekantoor in Scottsburg. En die Saterdagoggend, die tema van die kamp was visvang vir Jesus. Nou gebeur hier so 'n massiewe negatiewe ding in hierdie kamp. Daar was die selfoon en nie so, wat gebeur? Daar staan net so lank tou voor die telefoonhokkie, né? So, nou moet ons die telefoonhokkie, leier by die telefoonhokkie sit, anders is al die ouers hier op ons skouers oor, wat gaan aan in die kamp? Nou is hulle kwaad, want hulle kan nie huis toe bring, maar ons het dit gehanteer. Maar die Saterdagoggend weer, het ek by die klomp gestaan, die kinders, en ek het vullig vra, bid julle vir my, ek gaan vir daardie man in die polisiestasie kuier, en ek het gegaan, hulle het hom vir my uit die selle uitgehaal, daardie oggend het daardie jong man sy lewe vir Christus gegee. Dit het nie gemaak dat hy saam met my by die polisiekantoor uitstap nie, maar dit het gemaak dat hy met God regmaak. Mens kon gesê het, en hierdie man, geen selfdes meer nie, los hom. Ek en Lily die kinders was April maand op vakansie, toe sit daardie jong man nog steeds in die selle in Scottsburg. So het ons hom weer gaan besoek, of ek het hom gaan besoek. Mense, ek en jy het nodig om 'n hart en 'n passie te hê vir mense daar buite wat Jesus Christus nie ken nie. Dit is wat Petrus probeer inskerp het by hierdie mense. Dis hoekom hy praat van nederigheid. Dis hoekom hy sê jy moet ongelowiges lief hê. Hy waarsku ook vir hierdie gemeente, pas op vir vervolging. Ons weet nie mooi wat is vervolging nie. Ons is nou so pas deur die oefening met die haatspraak wetgewing en die wetgewing is gestuit. Hulle gaan dit hersien en dan gaan hulle dit terugbring. So die aksie wat daar geloods was teen hierdie haatspraak was geslaag gewees. Of die eerste fase van dit is dit afgewend. Nou gaan hulle dit hersien en mag die Here gee dat dit wat hulle weer terugkom, so sal wees dat ons daarmee kan sê, ons kan daarmee saamleef. Ek en jy het 'n roeping om ons vyande lief te hê. Hy sê, dis die goed wat ons nie wil doen nie. Nou kom ons terug. Ek moet 'n wilsbesluit neem om God lief te hê. En omdat ek God lief het, vloei daar 'n klomp goed uit. Het ek ongelowiges lief? Het ek my vyande lief? Ek kan onomwonde, as ek kan dit sê, Erie, dan dink ek aan Pat, die aand toe ons by hom in die kamer was, toe ons uitstap, sê Pat vir my, dominee,
Weet jy, ek het begin om my vyande te vergewe. Mens doen dit, as God se liefde in jou hart is. God het gegee dat Piet se kanker tot vandag toe nog in remissie is, en dat dit met Piet goed gaan. Piet het 'n getuienis wat hy teruggedra het in sy gemeente. Piet het skielik 'n predikant wat vir hom kom besoek en wat vir hom kom ondersteun, en ons eer die Here vir dit wat daar gebeur. Ek en jy het reg om goed te doen, al word ons sleg behandel. Ons moet mekaar lief hê. Kom terug, dis 'n besluit wat ons neem. Omdat God ons lief het. Ek het ook so 4 punte onder dit. Eerste een is 'n doelbewuste besluit dat God lief te hê. Liefde bring 'n gesindheid van geloof by ons. Want as ek besluit om God lief te hê, dan wek dit 'n klomp geloof aan die ander kant op, want ek kan God nie sien nie, tog weet ek dat hy my lief het. So, dis die onsienbare wat ek hier kom vertrou, en dit het 'n stuk geloof van my nodig om te beleef, dat ek weet dat God my lief het. Mense, dit is die verskil in dit. En wanneer ek liefde het, en wanneer ek geloof het dat God my lief het, dan begin ek die beste in alles raak sien, en in ander raak sien. Ons het nodig om die beste in ander raak te sien. Tweede eienskap onder hierdie hoofie is, liefde maak dat ek en jy ons tonge moet beheer. En nou kan ons deur Jakobus gaan lees, 'n paar keer. Ons het nodig om ons tonge te beheer. Dis maklik om iets te sê, sonder om te dink, maar om die skade reg te maak van dit wat jy gesê het, is nie so maklik nie. As God se liefde in ons hart is, dan moet ons bid en sê, Here, sit 'n wag voor my mond. Ek preek vanmôre vir myself, want ek is op pad na 'n vergadering toe met 'n klomp woelinge hier in my binneste. En vanmôre bid, Here, U moet vandag 'n wag voor my mond sit. En weet julle, ek is eerlik as ek dit vir julle sê vanmôre. Ek het nodig gehad om oor hierdie stuk te preek, nie vir julle nie, eerstens vir myself. Dat die Here dit hier in my hart kom stil maak. As ons sê dat ons tong in beheer moet hou, wat is die volgende uitvloeisel, behalwe dat ek my woorde moet tel? Leuns. Het is maklik om vir iemand 'n leuen te vertel, en jy raak ontslaaf van hom, né? Ag, net 'n klein leentjie. Ons het nodig om te sê, Here, help vir my as ek 'n wag voor my mond sit, om ook te gee dat ek nie 'n leuen vertel nie. 'n halwe waarheid is 'n leuen. Dit is waarvoor ons God moet kom vashou as ons die pad van God stap. Is dit maklik? Ek wil vir julle sê, as dit maklik was, dan het almal dit gedoen. Dit kom terug na wilsbesluite toe wat ek en jy neem om te sê, Here, help vir my, geef my krag. Die derde punt is, liefde haat sonde. Liefde en sonde loop nie mooi saam nie. Televisie vertel vir ons 'n ander verhaal, né? Maar hy praat van 'n eros liefde. 'n Liefde wat gebaseer is op die gevoel, nie 'n liefde wat uit die hart uitkom nie, nie 'n agape liefde nie, nie die liefde waarmee God jou lief het nie. God het jou lief ongeag. As God ons nie lief gehad het nie, het die een van ons vandag aan hierdie kerk gesit. Liefde maak dat ek en jy van sonde af moet wegvlug, dit haat. Dit is moeilik in die tyd waarin ons bly. En kom ek sê vir julle, sonde, as ons vandag met mekaar eerlik wees, baie van dit is lekker. Stem julle met my? Julle is nou versigtig, né? Dis 'n feit.
Maar daar's baie goed wat nie sonde is nie, wat ook 'n seën is. Maar God sê vir my en vir jou, haat dit, vlug weg daarvan af. Ons moet nie net sonde vermy nie. Daar's een ding om sonde te vermy, daar's 'n ander ding om dit te haat en van dit weg te vlug. Dit help nie ons sy stap dit net so elke keer nie. Ek en jy moet weet wat 'n sonde in ons moet, omdat ons weet as dit sonde is, vermy ons dit. Laat staan ons dit. Bid ons dat God vir ons kom help. Vierde aspek van dit is wanneer daar liefde in my hart is, dan jaag ons vrede na. Matteus 5 vers 9 sê, geseënd is die vredemakers. Geseënd is die vredemakers. Want hulle sal kinders van God genoem word. Ek het nie nodig om meer te sê as dit. Ek en jy, as ek het net omdraai, omdat ons 'n kind van God is, moet 'n vredemaker wees. Ons moet 'n verskil maak. Dit is wat God van ons vra, dit is wat hy van ons verwag. Die tweede punt, en julle kan dit van vers 13 tot 15 gaan kyk na, is die heerskappy van Christus. Om onder die heerskappy van Christus te staan. Ons hoor nie baie die term in die mense. Ons neem Christus aan as Heer en Meester. So wat sê dit vir my? Ek kom stel my onder God se gesag. Ek staan onder die heerskappy van God. Dit is wat die heerskappy van God beteken. Ek en jy het nodig om onder dit te staan. As ek onder God se genade staan, of se heerskappy staan, dan spreek dit van God se genade in my lewe. En dit spreek van Jesus se liefde en sy lyding vir my. As ek dit verstaan en dit in my hart kom bære, dan kyk ek met ander oë om te sê, ek staan onder die gesag van die lewende God, die skepper van hemel en aarde. Staan onder sy gesag. Volgende aspek van heerskappy, onder heerskappy te staan, is om God te vrees. Mense, dit sê nie dat ek met vrees en bewering in God se teenwoordigheid staan nie, maar dit sê dat omdat ek onder sy heerskappy staan, is ek eerstens aan hom verantwoordbaar. Tweedens aan die mense om my. Wanneer ek onder God se heerskappy staan en God vrees, is daar nog ander vrese. Woord van God sê, as ek God vrees, wat kan 'n mens aan my doen? Kan ons die goed so by mekaar uitbring? Om te weet dat wanneer ek God vrees, dan hoef ek nie 'n mens te vrees nie. Hoekom? Gaan dit my probleme wegvat? Ongelukkig nie. Maar ek gaan weet dat God met my is. Ek gaan weet dat hy vir my vooruit trek. Ek gaan weet dat ek nie alleen is nie. En dis die verskil wat ek en jy het in die tyd waarin ons staan. Verkeerde besluite kan 'n uitvloeisel wees dat ek dinge vrees. En omdat ek dinge vrees, neem ek die verkeerde besluite. Mense, ek kan lank sit en dit vir julle verduidelik, maar wanneer ek God vrees, meer as die mens, gaan ek regte besluite neem. Maar wanneer ek mense vrees, gaan ek besluite neem wat mense tevrede stel en nie God tevrede stel nie. En daarom is daar 'n probleem. Dit is verkeerd. En ek dink as ons van hier af kyk na die perspektief dat ek het nodig om onder God se heerskappy te staan, gee dit vir ons 'n ander beeld.
Ek het nodig om God meer te vrees as omstandighede. Om God te vrees doen my nie skade aan nie. Wanneer ek God vrees, kyk ek nie na my vyand met vrees nie, maar ek kyk met hom deur die bril van God na hom as mens. Dan sê God, inteendeel, ek sal vir jou seën. Ek sal vir jou bystaan. Wanneer ek God vrees en ek kom in 'n hopelose situasie, dan weet ek, God is met my. Wanneer ek God vrees, is daar een ding wat in my hart posvat. En ek kyk met 'n ander bril na mense, en ek sien hoe dat mense God nodig het. Of ons kan sê, ons sien verlore mense. Mense sonder Christus. Dat sê Angus Buck, en Angus Buck was baie in die nuus afgelope week. Sê, it's not good people that's going to heaven. It is believers that's going to heaven. Ek kan 'n goeie mens wees. Wat help? Die derde en die laaste punt. Julle kan weer gaan lees vers 16 en 17. 'n Skoon gewete voor God te hê. Dit alles kom uit liefde uit. Temas wat aangesny is. Liefde wat God vir ons gegee het. Is 'n skoon gewete. Wie van julle, toe dit nou so gereën het met 'n vuil vooruit gery? Met julle voertuie? Eugene, julle miskien spesifiek daar by grondpad, nee. As jy die ry nie skoon maak nie, wat gebeur? Jy gaan naderhand nie meer op die pad bly. Jy gaan hoop jy is op die pad, maar dan sê jy miskien nie meer op die pad nie. So jy sien nie meer so duidelik nie. So as julle weer in julle karre klim en die ruit is vuil, laat dit julle herinner aan 'n gewete, né? Want 'n skoon gewete is 'n skoon vooruit, maar hoe hierdie ruit stadig vuil word, is dit soos 'n gewete wat nie meer skoon is nie. Dat daar's goed wat jou beïnvloed en jou visie verberg of weghou van jou af. Maak dat jy moeilik die pad kan sien. So die hele ding begin dat ek en jy met 'n skoon gewete voor God kan staan in ons optrede en wat ons doen. Een skoon gewete is sensitief vir wat reg is en weet wat verkeerd is. Weet wat maak die ruit vuil. Martin Luther, in hierdie jaar in Oktober maand, is dit 500 jaar terug, wat Martin Luther opgestaan het, en hy het 95 stellinge teen die kerkdeur van Wittenberg gaan vastspyker, want hy kon nie meer met sy gewete saamleef, oor dit wat in die kerk gebeur, waarvan hy deel was nie, en hy het gesê, ek het nodig om op te staan, en ek het nodig om 'n verskil te maak, en dit het gemaak dat die reformatie plaasgevind het, en dit het van daaraf dat ons vandag die uitvloeisel van Martin Luther se stelling is, dat ons vandag sê, ons sit in 'n gereformeerde kerk. Maar gereformeerd beteken ook nie, nou is ons verstokking, verstarring en dood in die wees, soos wat Martin Luther gesê het nie. As jy deur die goed gaan, dan sê reformata de reformata. So dit is om voortdurend te reformeer, dat vernuwing voortdurend sal plaasvind. Dit moet ook in die kerk gebeur, en baie keer sien ons dat die kerk word vasgevang en val vas in sekere riglyne waar hy moeilik by uitkom. 'n Skoon gewete gee vir jou vrede in jou hart. As jy op soek is na vrede, begin by jou gewete. Here, help vir my daarso. Innerlike vrede begin by dit. Kom ek by die laaste een.
bring al hierdie goed uit by 'n getuienis. Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen. Aan elkeen wat van julle rekenskap eis. Omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. Dit sit nie gewete gaan om vra vanmôre nie. As ek jou vanmôre vra en sê, kom deel gou met ons wat het God vir jou gedoen in die afgelope week. Is jy reg vir dit? Dit hierdie gedeelte sê. En dit is wat Petrus hierdie mense besig was om te leer. Julle gaan lyding beleef, maar wees gereed om ten alle tye rekenskap te gee, om ten alle tye 'n getuie te wees. Mense, en dis baie keer juis in moeilike omstandighede wat God van jou vra, wees 'n getuie. En dan moet ek en jy nie daarvan afwyk nie. Dan moet ons nie daarvan af retireer en sê, Here, dankie, maar nee, dankie, ek is nie nou reg nie. Ek het nie genoeg tyd gehad om voor te berei nie. Dit moet hier in ons hart wees. Dit hier in ons hart wees. Hy sê, want dit is beter as die wil van God dit eis, dat julle ly wanneer hulle goed doen, as wanneer julle kwaad doen. Ek en jy gaan vervolging beleef in ons lewe. Wees verseker daarvan. Brother Jung, wie van julle, ek het al gevra, en ek wil vir julle weer vra, as jy nog nie die boek gelees het, die Goddelike Gesant, of The Heavenly Man, ek wil vir julle vra, doen vir jouself 'n guns, en gaan koop daardie boek en lees hom. As jy hom begin lees het, gaan jy nie neersit vir hom klaar gelees het nie. Omdat die Here vir Brother Jung uit die tronk uitgevat het, dat die wagtoom laat uitgaan, en eers na hy uit is, het hulle agtergekom dat hy is uit, hoe hy uit weggevlug het, en hoe hy in die weste beland het, en waar hy vandag sê, in die ooste beleef die mense fisiese vervolging. Sê die weste weet nie wat dit is nie, maar in die weste beleef die mense vervolging binne in die kerk, baie erger, en die vervolging binne die kerk, 'n geestelike vervolging, is baie erger as die fisiese vervolging binne die kerk, die ondergrondse kerk in China. Mense, dis waarvan ek en jy deel is. As ek en jy se voete nie vasgeanker is in die woord van God nie, dan gaan ons soos 'n ek wil amper sê soos 'n blaar wat heen en weer deur die golwe geslinger word, en ons gaan nie weet watter kant toe nie, ons gaan nie weet waar om vas te staan nie. En ek wil vanmôre by julle kom pleit, maak seker dat jy geanker is in Jesus Christus. Wat lê vir jou voor? Ek en jy weet nie. Behalwe een ding wat ons weet, en dan wil ek dit so 'n bietjie verander, ek sê, die beste lê vir ons voor. Want dis wanneer Jesus Christus ons kom haal. Dis die beste. Maar tot daardie dag toe, is ek en jy op hierdie aarde, en terwyl ons op hierdie aarde is, wat ek en jy 'n impak en 'n verskil maak, tydig en ontydig, gevraagd en ongevraagd. God roep jou op tot diens vanmôre, opnuut. Ons kan nie net meer wegstaan en sê, dis ander mense wat dit beter kan doen as ek nie. God roep elkeen van ons om 'n impak en 'n verskil te maak. Dit begin by 'n wilsbesluit om te sê, ek het God lief. Mag dit vanmôre
die eerste besluit in jou lewe wees en sê, ek het God lief. En uit dit sal al die dinge voortvloei en verder gaan. Hemelvader, baie dankie vir hierdie oggend. Dankie dat ons dit vir U kan neerbuig. En Here, as ons na U woord kyk en ons sien dat U vir ons oproep om op te staan en 'n verskil te maak. Here, as U vir ons oproep tot diensbaarheid, want U sê die beste lê nog vir ons voor. Here, help vir ons om die beste daarvan te maak. Dankie dat ons vanmôre tyd in U teenwoordigheid kan spandeer. Dat ons U naam kan aanroep en kan weet dat U is die verhoorder van gebed. U is God. U is wonderbaar. En ek eer U daarvoor. Vader, ek bid dat U vanmôre elkeen styf vaskom hou. Here, dat hulle U liefde, U nabyheid sal beleef vanmôre. En as ons hier sal uitstap, weet dat U bemoeienis in elkeen van ons se lewens kom maak. Ek dank U vir dit, my Vader. Ek vra dat U hierdie dag kom seën. Die vir elkeen van ons op 'n besonderse wyse kom seën. Gebruik ons ook in iemand anders se lewe. Ek bid en vra dit in Jesus naam.